Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nuut opgestaan het en dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag. Onthou net een ding, dat die Here op die troon van die hemel sit. Die woord sê vir ons, hy maak van die aarde die voetbank van sy voete, deur sy gees woon hy in sy kinders se harte en hy beloof ons dat hy ons sal leer en lei in die waarheid en ons veilig in sy heerlikheid sal aanbring. Daarom eer ek die Here vanmôre vir sy wonderlike woord. Ek dank die Here dat ek sy woord in my eie taal mag hê, dat ek dit mag lees, dat ek onderrigting daaruit mag ontvang en dat ek ook kan weet wat God se gedagte vir my is. Ek wil u vanmôre groet dan ook met die woorde van die baie besondere gesang 306, seker een van my gunstelinge in die gesangebundel. Gesang 306 sê woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe waarin God hom openbaar. Woord betroubaar, vas en waar, deur miskenning deurgevaar, wat sou ons dan ooit laat bewe, in die woord het ons die lewe. En ag vriende, in die honderde beradingssituasies wat ek al reeds hanteer het, en sessies wat ek al reeds gehad het ek een ding agtergekom, dat mense maak min van die Bybel. Mense is nie lief om die Bybel te lees nie. Mense vind die Bybel as vervelig en ek verstaan nie regtig wat daar staan nie, terwyl die Bybel vir ons leer, is God se selfverklaring. Vanuit die woord verklaar God homself, en daarom gaan ons vanmôre begin dan met die gedagte, wat behels Bybelse berading vir blywende verandering. Want u sien, ons kan nie die wêreldse wysheid verruil vir God se waarheid nie. Ons kan nie die wêreldse insette verruil vir God se selfverklaring en selfopenbaring nie. En daarom wil ek vanmôre met u begin praat oor die gedagte van wat behels Bybelse berading vir blywende verandering. U sien, die fondasie is klaar gelê. Ons het vir u gesê hoe belangrik dit is om te sien dat sielkunde my lewe nie kan verander nie. Sielkunde kan nie my hart verander nie. Sielkunde kan nie my sondige probleme oplos nie. Daarom moet ons na die Skepper toe gaan, die Redder, Jesus Christus. Ons moet na sy woord toe gaan, sy woord van wysheid en raad en insig, en daaruit sien wat die Here vir ons wil kom leer. So vanmôre gaan ons bietjie kyk na wat behels Bybelse verandering. En ons kan ook maar dit noem komponente wat deel vorm van ware Bybelse verandering. Dinge waarvan ons seker moet wees in ons lewe en dan ook met krag en autoriteit moet verkondig. Ek het vir u gesê, ek is 'n herder van my kudde, ek is 'n wagter op Sion's mure, vriende, ek is 'n kind van die Here en daarom sal die waarheid van God se woord vir my altyd bo die wysheid van die mense gestel word. En kom ons kyk vanmôre 'n bietjie na die gedagte by deel 1 van die tema, wat behels Bybelse berading vir blywende verandering. Nou vriende, die eerste een en die belangrikste een is, die evangelie is die grondslag, is die hart, is die wese van alle raad ten einde verandering te verseker. Nou, ek kan vir my sê, maar dit klink baie simplisties, en wat bedoel jy by as jy sê die evangelie is die grondslag en is die hart en wese van alle raad ten einde verandering te verseker? En waarom sê ek so? En vriende, die antwoord is eenvoudig. Die evangelie is die goeie nuus dat Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, soos die apostel Paulus dit sê. U sien, Christus het gekom om mense nuut te maak. Nou, die evangelie is nie sommer maar net 'n hier jy boodskap nie. Die evangelie is nie 'n klomp gedagtes wat ons saam flans nie. Dis nie 'n kerk se boodskap nie. Die evangelie is nie uitgedink deur 'n mens nie. Dis nie deur 'n regering daar gestel nie. Die evangelie is die goeie nuus aangaande 'n persoon. En dit is die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, Jesus Christus, God wat mens kom word het, Immanuel, God met ons. En die Bybel sê dat Christus het gekom om die toorn van God van ons lewens af te wend. Hy het gekom om te sterwe, sodat ons vry van die vloek van sonde, aan die ander kant kan uitstap en dan 'n lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Hoor wat sê die Bybel self in 2 Korintiërs 5, vers 17 en verder. U kan saamvolg in die Bybel as u wil, of u kan net luister. Daar staan daarom, as iemand in Christus is, met ander woorde, as iemand gered is, as iemand die goeie nuus, die evangelie ter harte neem, is hy of sy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie.
en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Nou sê Paulus, ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wanneer ek Bybelse berading doen, is die eerste vraag wat ek vra, is jy weergebore? Ken jy die Here? Vertel my hoe jy by die Here uitgekom het. En dan my eerste Bybelstudie wat ek vir mense gee, is die Bybelstudie oor wat wedergeboorte is. Wat beteken dit om die evangelie, die goeie nuus aangaande Christus in my lewe te ontvang, ter harte te neem? Die persoon van Christus wat my siel kom verander en kom nuut maak. En vriende, luister wat sê die Bybel. Dit is God se werk in ons lewe. Hy maak van ons 'n nuwe skepsel. Ek onthou die tyd toe ek op huis groot geword het. Ek was 6 keer 'n week kerk toe gevat, 4 keer op 'n Sondag, op 'n Woensdag, op 'n Saterdag aand by die jeugfunksie. Ek het verskillende jeugkampe bygewoon. Ek het gebede agter geestelike werkers aangebid. Ek het as 'n jong polisieman probeer om my lewe te verander, waar ek 'n rokende, drinkende, vloekende, lasterende man was. En ag, dit was die dag, die 4de Mei 1989 op die grensbasis by Swartwater, toe 'n kleerlingman uit die Bybel lees en die Heilige Gees van God my oortuig dat ek 'n sondaar is onder God se oordeel, op pad na God se hel, en daar op my knieë geval as 'n jong polisieman van 19 jaar oud en net geroep het om genade. En daar het die Here die wonderwerk gedoen van wedergeboorte. Hy het sy evangelie in my lewe kom vestig, hy het my kom nuut maak. En luister, na 2 dae, toe vra die ander polisiemanne op die grensbasis vir my, wie is jy? Jy's nie meer dieselfde man as wat hier aangekom het nie. En vriende, ek is een getuienis van miljoene ander. Daar is honderde duisende miljoene ander mense oor die wêreld wat kan getuig dat Christus hulle nuut kom maak het. En dit begin alles by die evangelie, die goeie nuus aangaande Christus. Die evangelie is nie 'n stel reëls en regulasies nie. Die evangelie is nie wat my kerk en jou kerk sê nie. Die evangelie is dat Christus gekom het om sondaars te soek en te red, van wie ek die vernaamste is. Ek vra jou vanmôre, jy wat vasgevang is in sonde, in ongeregtighede, wat sit met probleme, miskien in depressie, miskien in swartgalligheid, miskien in opstandigheid, miskien is daar verslawings in jou lewe. Ek vra jou, het jy al by Christus uitgekom? Het hy jou al uit genade gered? Is jy vanmôre kind van God? Daar begin blywende verandering. Die evangelie is die grondslag, is die hart en die wese van alle raad ten einde verandering te verseker. Die tweede gedagte. Vriende, handomkeer verandering is altyd moontlik vir die wat deur hierdie kosbare evangelie gered en nuut gemaak word. Wat wil ek daardeur vir u sê? Luister, geen mens en kind van die Here is so vas in sonde, word so gedomeineer deur sy of haar verlede of genetika of wat ook al, dat Christus hom of haar nie kan vrymaak deur die werking van die Gees nie. U sien, die evangelie van Christus is nie 'n halwe evangelie nie. Die Here doen nie halwe werk nie. Die Here red 'n mens nie gedeeltelik nie. Hy kom red jou ten volle. En jou verlede kan jou nie vashou of so domineer dat jy nie vry in Christus kan voortlewe nie. Ag, ek hoor dikwels hoe mense sê, maar my pa was 'n alkoholist en my oupa was 'n alkoholist, so ek is nou alkoholist en dis maar hoe die lewe nou vir my uitspeel, en dis die kaart wat aan my gedeel is, en dis nie waar nie. My vrou se pa was 'n alkoholist, sy is nie alkoholist nie. Vriende, my oupa was 'n alkoholist, ek is nie alkoholist nie. Wat ek vir u probeer sê is, daar is hierdie vryheid wat Christus ons bied, deur die evangelie. En hierdie vryheid maak ons vry van sonde, van die verlede, van die hede, en God gee vir ons selfs genade om in die toekoms staande te kan bly. Hoor dit sê die Bybel, Romeine 6:17. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte, hoor die woordkeuse, ons was slawe, ons was diensknegte van die sonde, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, het julle nou diensbaar geword aan die geregtigheid. So met ander woorde, eers diensknegte van die sonde, nou diensknegte van die Here. Ag, en daar is legio getuienis van mense wat vasgevang was in alkoholisme, wat vasgevang was in seksuele losbandigheid, lesbienisme, homoseksualisme, en ons kan die sondes, die hele rits van sondes vir u noem, en die Here het hulle kom vrymaak. Hulle kom nuut maak.
Want u sien, handkom keer verandering is moontlik vir hulle wat deur hierdie evangelie gered word. En dan die laaste gedagte van vanmôre, ons sal DV môre aangaan, is die woord van God, luister, soos toegepas deur die gees van God in die hart van die kind van God bring die werklike verandering. Daarom het ons vir u aan die begin gesê, ons sê nie, a verse a day will keep the devil away nie. Dis nie wat ons sê nie. Ons vra jou, in Bybelse berading, het jy al by die kruis uitgekom, is jy seker, jy's wedergebore. En dan is die tweede vraag wat duidelik na vore kom, het daar 'n duidelike verandering in jou lewe plaasgevind, want ware wedergeboorte bring ware verandering in die hart en lewe van mense. En ek kan vir u verhaal op verhaal vertel van mense wat vasgevang was in satanisme, mense wat vasgevang was in seksuele losbandigheid, en vriende, so kan ek aangaan, en die Here het hulle kom red, handomkeer verandering gebring. En nou die derde gedagte is belangrik. Mense wat nuut gemaak is, sal die woord van God hoogag. Male sonder taal sit ek in my studeerkamer met paartjies wat ek beraad of individue wat ek beraad en ek vra vir hulle, lees julle die Bybel, en lyk vir my die Bybel is vir mense nie belangrik nie. Daarom sit mense in die probleme waarmee hulle sit. En dis is nie simplistiese antwoord of net 'n eenvoudige antwoord vir groot probleme by mense nie. Nee, mense wil nie God se verandering hê nie, want God eis my hele lewe. Die dag as ek weergebore word, behoort ek nie meer aan myself nie. Ek behoort nou aan die Here, en daarom moet ek my lewe rig volgens sy waarheid en sy woord. Luister, vriende, God se woord is lewend, is onfeilbaar, deur God uitgeasem, deur Christus gespreek en vir ons gegee, en deur die Heilige Gees geïnspireer, en daar is niks op aarde so kragtig, so kosbaar en lewensveranderend soos die Bybel nie. Nie eers hierdie oordenking van vanmôre kan jou lewe verander as God die Heilige Gees deur die woord nie in jou harte inspraak lewer nie. En vandaar, as jy gered is God se woord die bron van wysheid en waarheid. Ja, jy moet deel wees van 'n Christelike kerk waar die woord gepredik word, maar dit is die woord wat my verander. God se woord is lewendig en kragtig. Met ander woorde, dit spreek met ons tot vandag. As ons die Bybel lees, hoor ons God praat. Dis onfeilbaar, dit kan nie betwis word nie. Dis deur God uitgeasem. Christus het dit gepredik toe hy op aarde was. Dis neergepen, dis vir ons gegee, geïnspireer deur die Gees. Daarom bid die Here Jesus ook in Johannes 17:17 vir sy disippels. En hy sê, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Heilig beteken, Vader sit hulle eenkant vir u self. En dit kan alleen gebeur deur die waarheid van u woord. Hoe pragtig stel Psalm 119 dit vir ons. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Met ander woorde, ek lees die Bybel elke dag. Ek bestudeer die woord. Ek luister na goeie Bybelse prediking. Vers 24 sê, ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. Wonderlik, dat God se woord vir my soos 'n klomp raadsmanne is, wat vir my raad gee in my moeilike situasie. Vers 133 sê, maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Ag vriende, wat is die gedagte vanmôre? Wat behels Bybelse verandering? Wat is die komponente? Wat deel vorm daarvan? Die evangelie. Is jy weergebore? Het daar 'n duidelike verandering in jou lewe gekom? Lees jy God se woord? Hoor jy God praat uit sy woord? Pas jy dit toe, wat God in sy woord sê? Sal môre verder gaan, mag die Here vir ons seën, mag die Here vir ons genade gee om, soos daardie ou kinderliedjie te sê, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam, dis 'n wonderbaar boek. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.